Liewe broers en susters, u weet ons almal vorm deel van die liggaam van Christus. En as ek moet dit in kerkverband sit, dan sou ek sê, of jy die predikant is, en of jy ouderling is, en of jy die diaken is, of jy net 'n gewone lidmaat is, en of jy 'n kind is, jy is deel van die kerk. So as u daar buite staan, en u sê maar die wapen Sarita, VGK, dan verteenwoordig jy die kerk. Vanoggend voel ek baie kwaai, want een koor van my gemeente, is Aloysius. So, hulle het van my daar, het gesê, vir ons daar verteenwoordig. Ek was ook nie so op in eiland. Hulle was al op Aloysius. Maar ja, dit gaan vanoggend se boodskap gaan oor, alhoewel ons verskillende funksies het, of verskillende organisasies is, ons is almal deel van die kerk. En my boodskap op my tema is vanoggend, wat is jou plek in God se orkes? Nou ons weet mos, 'n simfonieorkes, a symphony orchestra has many instruments. You have the trumpets, you have the violins, you have the drums. When one instrument plays, it does not sound so good, but when you have everyone playing together, dan hoor jy vir Beethoven, of vir Bach, of vir Mozart. Of anders gesê, verskillende instrumente, maar hulle het almal mekaar nodig om die finale produk te lewer. Sonder die een, as die ander dikwels niks anders as net 'n geraas nie. Maar saam maak dit wonderlike musiek. En dit is presies hoe ons kerk ook is. Ons almal het mekaar nodig, juis omdat ons almal nie dieselfde instrument bespeel nie. Sommige gelowiges, liewe broers en susters, is bekwaam om te lei, anders is weer okay as hulle maar net volg. Party wil weer die pas aangee. Sommiges is sag, sommiges is weer hard. Party wil graag luister en anders wil aanwakker. Maar die feit is, elkeen het 'n plek en elkeen het sy funksie. As ek vanoggend se gedeelte moet van toepassing maak, sou jy dalk kon sê, party wil 'n drom wees, party wil die pas aangee, soos Martha in ons teksgedeelte. Ander wil weer sag wees, hulle wil sag die fluit speel soos Maria, tot ondersteuning van ander. En dan is daar weer die, soos Lazarus, wat met die geskeel van die trompet hard wil verkondig. Nou broers en susters, dit is mos maar gewoonlik 'n Easter teks. Ek wil dit op vanoggend, van ons is mos nou nie Easter tyd nie, ons is nou in koninkrykstyd. So kom ons kyk vanoggend na die verhaal van Maria en Martha en Lazarus, wat vir Jesus soos 'n familie was. Nadat die Here vir Lazarus uit die dood opgewek het hulle besluit om vir Jesus 'n ete te gee. En interessant is die wyse waarop hulle by hierdie ete vir die Here wou eer. Hulle het nie gestry oor wie die beste sitplek naby Jesus moet kry nie. Jy weet mos by 'n troue, weet jy, as jy hier by nommer 1 en 2 sit, dan weet jy jy's van die gaste. As jy hier aan die laaste nommers, dan weet jy, ek gaan op die laaste by die buffet uitkom. Maar vir Lazarus en Maria en Martha het dit nog nie gegaan oor wie langs hom sit, want almal het iets gedoen. Elkeen op sy manier 'n bydrae gemaak tot die sukses van hierdie ete. Martha, sy was by wyse van spreuke die drom, die een wat die pas aangegee het. Sy en Maria was nou soos die fluit, soos ek gesê het, met die nardesolie, en dan Lazarus
die een wat die storie gehad het om vir almal te vertel. Nou weet jy, broers en susters, elke gemeente het 'n Martha nodig. Hulle wat bereid is om met opgerolde moue die pas aan te gee, om leiding te gee en die ander aan die werk te sit. Soos byvoorbeeld die kommissies, wat moet toesien, byvoorbeeld die fondsinsameling, dat die bazaar 'n sukses gaan wees. Hulle is die flikse hassies wat net aangaan en aangaan. Hulle gaan die krag op soos die kameel die water in sy boggel. Die hassie wat die pas aangee, onthou u die Duracell advertensie. As u dit ken, dan is hy nie so jong nie. Die Duracell battery, as ons die battery, as hy in die hassie is, dan slaan hy al uit hommetjie aan. As hy nou nie 'n Duracell is nie, dan sak hy uit. Die Martha is die een wat die pas moet aangee. Maar danksy hulle klop die gemeente se begroting. Danksy hulle is daar altyd raad en leiding en hulle loop en alles loop gewoonlik klop dis op boom. Hulle is ook hulle wat nie noodwendig daar is sodat die mense vir hulle kan applaus nie. Ook waardeer mense gewoonlik, liewe broers en susters, eers die Marthas wanneer hulle nie meer daar is nie. Maar as hulle ewe skielik weg is, dan hardloop al die Marias en die Lazarus rond op soek na die sleutels, op soek na die skakelaars, op die remote, of wat ook al, want daai een het ons altyd alles gedoen. En dan is daar egter ook die aantal Marias, hulle wat aanbid en verander moet bid. Hulle is die met die sagte harte wat stilweg vir die anders aan die Here opdra. Wat eerste raak sien as daar 'n traan in iemand se oog is. Wat eerste raak sien dat die lyfstaal van ander iets sê van moedeloosheid en swaar kry. En omdat hulle naby aan die Here lewe, soos Maria hier naby aan Jesus se voete gesit het, is hulle stil, maar hulle kragtige getuienis lewe 'n voorbeeld van ander, wat ander oproep tot toewyding en ook voorbeeld vir ander. En dan natuurlik, liewe broers en susters, is daar die Lazarus. Hulle was soos die trompet alles verkondig, soos Lazarus in ons vertelling vanoggend. Eintlik het hy by die ete niks gedoen nie. Hy het nie weggetrek nie, hy het nie die kos gemaak nie, maar die feit dat hy dood was en weer lewe, het gemaak dat hy vir almal van Jesus kon vertel. As gevolg van sy lewe en wat God aan hom gedoen het, vertel Johannes vir ons, het baie Jode in Jesus begin glo. En ek glo, liewe broers en susters, dat as hulle Lazarus sou vra om te vertel wat God aan hom gedoen het, dat uiteraard 'n baie ewige en steelige storie sou wees. Soos God van u geroep het om 'n Martha te wees, dan dien u dan. Herinner die res van ons dat iemand die pas moet aangee, dat iemand die werk moet doen, dat baie wag op die leiding om self te begin werk en wees soos die besige muur, want anders sien dit raak en hulle sê op baie dankie daarvoor. En as jy voel dat jy jouself tuis vind in die skoene van Maria, aanbid gerus. Herinner ons daaraan dat kinders van God nie die hele tyd besig hoef te wees om heilig te wees nie. Dra gerus al ons ander aan die Here op, dat hy ook deur sy Gees ons nie alleen sal laat nie, maar dat hy ook vir ons sal gebruik. En as die Here vir u roep om 'n Lazarus te wees, getuig dan.
Herinner die ander wat die Here in u lewe gedoen het en wat hy ook in jou lewe kan doen. Vertel van die goedheid van God. Vertel van sy liefde, vertel van sy genade, vertel van sy redding, liewe broers en susters. Elkeen van ons, of ons nou 'n Martha, of 'n Maria, of 'n Lazarus is nodig by die tafel van die Here. Behalwe een. Want daar was een by Martha se huis, wat nie sy plek eintlik gevind het aan die tafel nie. Alhoewel hy die een was, wat seker die langste aan die sy van die Here was. Hy was die verste van die Here. En sy naam? Judas. Judas was die dief. Daarom het hy toe Maria die olie uitgegiet het, om baie vroom gehou. Kan ons nie maar liewer hierdie dierolie verkoop en die geld vir die armes gee nie, was sy vraag. Maar dit was nie sy bedoeling nie. Eintlik wou hy maar net die beheersie voller kry, sodat hy sy vingers die put kon insteek. 'n Tragiese einde, liewe broers en susters, en so 'n mooi verhaal, so 'n mens dadelik sê. Maar ongelukkig is dit so realisties, en ongelukkig is dit so waar. Want in elke gemeente is daar 'n Martha, wat tyd afstaan om te dien. Daar is Maria's wat tyd afstaan om te aanbid, en daar is Lazarusse wat tyd afstaan om te getuig. Maar dan is daar ook die Judasse wat ook net wil vat en nooit iets in ruil gee nie. Wat meer is, selfs die Maria's en die Martha's en die Lazarusse is ons Judasse. Want wat maak die Judasse, broers en susters? Dis hulle wat altyd besig is om te kritiseer, terwyl hulle self nooit iets altyd aanbied nie. Wat altyd dit of dat te sê het, maar wanneer het kom by aksie, dan is hulle nie daar nie. Dis hulle wat maklik antwoord en sê, maar natuurlik is God die belangrikste in my lewe. Niks is belangriker nie. Maar as dit kom by die uitdeel van hulle tyd, dan moet God maar laaste in die huis staan. So vir wie sien u wanneer u vanoggend in die spieël kyk van Johannes 12? Kom ek sê wie ek sien wanneer ek self in die spieël kyk. Ek sien 'n Martha, maar 'n Martha wat dikwels meer kan doen. Ek sien 'n Maria, maar 'n Maria wat dikwels meer 'n oog vir ander kan hê. Wat dikwels meer vir ander kan bid. Ek sien 'n Lazarus wat met oortuiging kan getuig, maar wat ook nie altyd nie. Maar helaas sien ek ook vir Judas. Iemand wat soms te maklik kritiseer. Iemand wat soms te maklik net wil ontvang as om te wil gee. Te maklik te wil hê, Here, moet maar net sorg en vergewe, sonder om self nougeset te lewe. So wat sien u, liewe broer, liewe suster, wanneer u in die spieël kyk? Alhoewel ek deel is van die orkes, wil ek nog steeds my eie liedjies sing. Verskillende instrumente, maar een musiekstuk. Daar is een dirigent, en dit is Jesus Christus. Laat ons die instrument wees wat God wil hê ons moet wees, sodat die melodie en die harmonie, sodat ons daarmee vir God